Baie welkom weer eens vir elkeen hier vanaand. Ek is baie opgewonde. Ek moet sê, Liesel, dankie vir jou tyd. Ons waardeer jou opreg. Ja, ons is baie excited om lekker te gesels vanaand. So ons het besluit om vanaand 'n bietjie meer 'n interaktiewe gesprek te maak in plaas van 'n gewone teaching. En wat dit lekker maak is dat dis twee harte wat met mekaar kan gesels en elkeen van ons wat hier sit kan resoneer met van die goeters wat ons vanaand sê en oor praat. So, wie van julle wat vanaand hier is al van die eerste session af hier. So julle sal weet dat van die begin af wat ons hierdie begin het ons gefokus op die gedagte van wat is dit en hoe lyk dit wanneer worship dieselfde gebeur as wanneer dit gebeur in die hemel. As ek reg, kan julle dit onthou. So ons het gepraat van die 4 lewende wesens, wat ook in die journals is. En ek weet daai slide wat voorheen gewys het gewys van die arend, dis volgende naweeksin. Vanaand sin is face to face, is die tema. En dit praat oor die lewende wese wat die human is, wat die mens is. En so 'n oorsig oor die laaste paar weke, die eerste ene was die leeu gewees, wat praat oor oorwinning, autoriteit in Christus. Ek wil gou pause. Ja, doen Nee, dit. kan ek gou hoor, het julle geleer brul? Enige lion support. Enige leeu's hier binne? Ek's ernstig. Goed, nee, ek maak net seker dat ons almal net so 'n bietjie net weer onthou, autoriteit en oorwinning in Christus maak ons leeu's. Kyk, skus. Hulle moet Ek moes versigtig dit net wees sê. wat hulle antwoord, want dit kan dalk teen hulle gebruik word. Hulle mag dalk leer om te growl. En die verkeerde kant, nee, die leeu's en die blou bulle, ons sal nie daar gaan nie, is Leeu's en okay. die blou bulle. Alright. Die os was om te verstaan, ek is. Vanaand kyk ons face to face, wanneer ons oor die konsep praat van om in Christus se oë te kyk in aanbidding. En dit is ek dink 'n massive verantwoordelikheid vanaand ook, maar 'n ongelooflike topic wat ons vanaand oor gaan gesels. So ek wil jou vra om seker te maak dat jy mooi luister, ook seker te maak dat jy notas maak. As daar iets is wat met jou hart resoneer, dat jy dit sal neerskryf, dat jy dit weer kan gaan revisit. Alright. So ek wil gou vir jou 'n vraagie vra, Liesel, om te begin vanaand. In jou opinie, wat is ware aanbidding soos wat dit in die hemel lyk? Jy begin sommer diep vanaand. Goed. As ek moet kyk vanuit die perspektief van die mens, van die gesig van die mens wat ons vanaand baie gaan in diepte bespreek, is daar 3 woorde wat vir my uitstaan. Die eerste is vir my heerlikheid. Ek sal nou 'n bietjie meer daaroor sê. Die tweede een is vir my heiligheid, wat ons nou bietjie meer in oor gesing het. En die derde ene is geen afstand en teenwoordigheid. Om te verstaan vanuit 'n troonkamer realiteit, om te verstaan dat ons heilig gemaak is deur hom en dat hy die ultimate heiliging is. En jy kan dit net verstaan as jy vanuit die mense gesig dit sien. En die tweede ene is daai heerlikheid. Toe sy nou gegroet het ons spesifiek gesê, groet vanaand die glorie, die heerlikheid van God. Want dit is wat doxa deo beteken. En as jy dit verstaan wie jy is vanuit Efesiërs 1 wat jy nou gelees het, dan verander dit jou perspektief van hoe jy in die troonkamer reageer op Openbaring. En die derde een is vir my die teenwoordigheid van God. Dis so groot konsep om te verstaan vanuit intimiteit. Maar dis om die teenwoordigheid van God se krag, God se liefde, God se genade, God se kreatiwiteit, sy omnipotent, omniscient power, die wie hy is. Voor dit te kan kom en te sê, ek is waardig, want U het my waardig gemaak, en daarom kan ek as mens U van aangesig tot aangesig aanbid. Nou hier is die probleem. As ons hoor dat ek eers 2 tree terug gaan. Ek raak so opgewonde oor hierdie dat ek myself verloor in dit. Daar's iets meer as net
Nou hierdie 3 woorde kan baie Christianese wees. Weet julle wat Christianese? As ons dit praat, maar ons het geen idee waarvan ons praat nie. Die heerlikheid van God. Dat hy net gou insak. Waarvan praat ons? Die teenwoordigheid van God almagtig. Waarvan praat ons? Ek was donderdag aand, was ek by ons Rodevallei kampus daar gereus met hulle Kersproduksie wat julle Sondag gaan beleef. En in die middel van die rehearsal is daar hierdie wel daar was 'n elektriese storm en alles slaan uit. Maar die elektrisiteit hardloop so om ons sien hom ook so om ons. Ek probeer in die kar kom en ek gee nie om dat ek nat reën nie. Ek wil net in die kar kom en ek wil huis toe ry en soos wat ek ry kan ek nie sien nie want die storm is so erg, hy ruk hy kar so oor die pad net nie om die draai. Maar om my is daar hierdie skouspel van hierdie weerligstrale en in daai oomblik beleef ek net die krag en die heerlikheid dat die Here in 'n sekonde dit kan dag maak wanneer dit nag is. Dis die krag en die heerlikheid, net so 'n stukkie, en as mens daarop begin fokus vanuit 'n menslike perspektief, dan kan jy nie anders nie as om te sê, oh my goodness, I am nothing, en dan kom sê Jesus vir jou, jy is waardig. En as ons kyk met wat jy nou vir my gesê het, is al 4 goed wat vir my uitstaan. Die een is, hy het mens geword, Jesus het mens geword. Die tweede een is, hy het alles ervaar as mens terwyl hy was. Alles. Die derde een is, ek en jy is soos hy. En die vierde een is, hy, die almagtige God, wil in verhouding met my en jou wees. Daarom is daar 'n gesig van die mens as een van hierdie lewende wesens. Ons lees in Johannes 1 vers 14 sê ons, the word became human and lived among us. Maar dan lees ons baie keer uit mens geword vir ons. Maar dan lees ons nie die volgende gedeelte nie, want ons hou nogal bietjie daarvan en julle sal, just bear with me. Ons lees nie die volgende altyd daarmee saam nie. Net daarna staan daar, we saw his glory. It was the glory that the Father shares with his only Son, a glory full of kindness and truth. Jesus het mens geword, hy het homself verneder. Hier's die ding, hoekom ons nie altyd so lekker verstaan, wat dit beteken dat hy mens geword het nie. Ons is in 'n samelewing wat ons onsself in die middel van die sirkeltjie sit. Die politici, die leiers is there for self-gain, hier en in die wêreld. Ons kyk al vir 25 jaar na reality TV, waar dit gaan oor me, myself, en dan word ons geleer om ook daarna te kyk. Ons is meeste van die tyd is ons besig met 'n self-righteousness, 'n self-gain. So dat wanneer ons hoor Jesus het mens geword, dan sê dit soos, okay. Maar wanneer ons perspektief verander vanuit die mens se gesig en ons verstaan dat hy die glorie van God, Jesus, as die een op die troon is, dan begin jy verstaan, jy is eintlik niks, maar dan kom sê Jesus vir jou. As gevolg van die kruis, het ek jou waardig gemaak, het ek jou heilig gemaak, het ek jou die voorreg gegee om hierdie glorie van die Vader, deur die Seun, met kindness and truth, het ek vir jou die vermoë gegee om dit te kan beleef, vanuit 'n plek van aanbidding. That we will see his worship, because then we will worship. Dan skuif al hierdie ekke in die sirkel uit, en dan sit ons hom op die troon waar hy hoort, en dan verstaan ek en jy, wat dit is om regtig te aanbid. Dis 'n baie lang antwoord. Daar's nog iets wat ek net wil bynoem. Ek kan dink ek vir ure oor praat, omdat ek het soveel jare gemis het. Is Filippense 2 vers 7 in die boodskap. Dit sê, hy het die status en eer wat hy gehad het, en wat hy verdien het, want hy is God, het hy een kant toe geskuif, en hy het 'n mens tussen mense geword.
Dis hoe lief hy ons gehad het. Van die Engelse vertaling sê, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave. He made himself nothing, himself of no reputation. Dit is die gesig van die mens as een van die aanbiddingsleiers. Hy verstaan, hy laat ons iets verstaan, dat Jesus vir ons mens geword het. Ek dink dit is nou eers genoeg. Ek kan die hele aand luister. Dit is, ek meen, ek weet nie van jou wat vanaand hier sit nie, maar dit verander die hele perspektief van aanbidding. Vir hoe ons het ken en hoe ons het verstaan. En dis hoekom ons so ernstiglik nodig het om hierdie barriers, hierdie goed wat ons so vashou, wat maak dat ons sukkel om te kan in vryheid aanbid. Ons het nodig om hierdie goeters te begin breek. Ek besef net soos wat jy praat, is wanneer daai perspektief change gebeur, is dit net, aanbidding sal net nooit ooit weer dieselfde lyk vir mense nie. Nee, en ook as jy begin verstaan dat soos ek nou gesê het, ek is soos hy, elkeen van ons is soos hy. Genesis 1:27 ken ons baie goed, 26, wat is? Ek is in sy beeld geskape. Net dit. Maar as jy bietjie daai vers gaan verder uit oopbreek, en dan lees jy in Genesis, wel ek het nou gesê Genesis 1, maar jy lees nie Amplified verklaring, en sê dit, then God said, let us, en hoekom ek van die Amplified hou is, hy maak dit vir ons nuut, hy kom sit dit vir jou in 'n nuwe perspektief, hy gaan bietjie dieper in, as dit wat ons gewoond is aan, ek is in sy beeld geskape, wat beteken dit? Dan sê dit hier, let us, Father, Son, Holy Spirit, make man in our image. So die Vader, die Seun en die Heilige Gees sê, al drie, die drie-enige God sê, ek is in sy beeld geskape. In die Vader se beeld, in Jesus se beeld en in die Heilige Gees se beeld. En dan kom sê dit, according to his likeness. Not physical, but a spiritual personality and moral likeness. En as ek soos, ek is gemaak, nie net in sy beeld nie, maar die woord sê in his likeness. I am of his kind. In gees en soos die Vader en Jesus. En as ek dit verstaan, dan verstaan ek is gemaak soos hy en vrygekoop. En al het Adam en Eva droog gemaak, want van die begin af was, ons gaan nie nou in daai ingaan nie, ons het nie genoeg tyd nie. Maar wat Jesus kom doen, het is nie net 'n ticket tot die hemel nie, Jesus het gekom en het dit kom regstel, dat ek en jy nie meer self-righteous is nie, dat ek en jy the righteousness of God is, en dat ek en jy vrye toegang het tot verhouding van aangesig tot aangesig, omdat ek weet, I am of his kind, I'm in his likeness, en daarom kan ek vrylik aanbid, want ek is soos hy, ek kan reageer op hom, en dan dink ek, to the Lord of Lords, die skepper van die heelal, die een wat my gered het, die een wat my asem gee, hy is die een wat vir my sê, ek is soos hy, dan kan jy nie anders nie as om te aanbid. Jy raak so opgewonde, jy sê, really God? Is dit wie ek is? Ek is u dogter en u seun, en ek is waardig. Ek sê myself righteous nie. I'm righteous in you. Geen afstand meer nie. Sela. Sela. Dis nie die begin. Wat sal hy sê ding wat sê, you're not only one of a kind, you're another one of his kind. En is amazing, dis net, weer eens, dit verander die hele perspektief. Ek dink ons is baie keer so krities op die manier hoe ons na onsself kyk, die goed wat ons vir onsself sê, die goed wat ons dink oor onsself, en as ons, as sy kinders kan begin besef, hoe hy ons sien, wat hy in ons sien, wat hy van ons dink, ek dink ons herinner onsself te min aan die waarheid van wat Christus regtig oor ons lewe sê. Ek meen, as ons vat met Adam en Eva, in die tyd wat hulle, die oomblik wat daai veil, waar daai skeiding ingekom het, die oomblik wat daai wegkruip ingekom het, daai, Jesus Here, ek kan hierdie nou nie voor u bring nie.
was dit waar die skeiding plaasgevind het, en dit is waar die ware aanbidding nie meer gebeur nie. Dit is die oomblik wat daai ding inkom, en die leuen inkom, en die vyand daai ding kom, jy weet, bring in jou gedagtes in, en jy begin hierdie ding glo, dan vergeet jy die waarheid van God, en dan probeer jy vir 'n God wegkruip, wat jy kan nie. En ons hoef nie meer nie. En ons hoef nie meer nie. Because it's been dealt with op die kruis. En dit is waar die verhouding inkom met die Here, wat praat van geen afstand. So dis hoekom Doxa is baie gefokus op die geen afstand. Ook in ons teologie, wanneer ons worship, wanneer ons liedjies sing, is ons baie ingestel rondom die woorde van 'n lied. Enige lied, jy sal agterkom as jy gaan kyk in die songs wat ons op Sondag sing in ons worship. Enige song wat praat oor die Here is ver, of ek moet probeer by hom uitkom, of sy teenwoordigheid is nog nie hier nie, ek moet hierdie werke doen sodat ek sy teenwoordigheid kan ervaar of kan kry, of ek moet hierdie harde werk doen om by hom uit te kom. Hy is so naby, hy is nader as wat ons vel aan ons lyf is. En ja, that's amazing. Sure. En dan wat jy gesê het, ons is nou ja, 'n bietjie in 'n ander rigting, maar die feit dat jy droog maak, ons is almal 5 sekondes weg van stupid af. Elke dag. En die feit dat jy droog maak of dan iets verkeerd doen, of die feit dat jy weet 'n wit leentjie vertel het, of dat jy die week nie tyd gehad het met hom nie, of wat dit ook al is. Niks verander dit dat hy nie kan wag om tyd met jou te spandeer nie. En jy het vrye toegang elke sekonde. Ja. Ek meen, kom ons maak dit prakties, in 'n huwelik, as jy vir 'n week lank nie met jou vrou tyd spandeer nie, nê? Soos glad nie, en jy doen net jou eie ding. Dan, ek dink 'n goeie vrou sal nog, jy weet dit mooi hanteer en nog vir jou kom sê, ek dink sy sal vir jou noem en sê, hoor jy wil jy nie bietjie met my ook bietjie tyd spandeer nie, is ek nog, jy weet, onthou jy nog van my, is jy nog lief vir my, onthou jy nog wat my naam is, en dan as 'n ou by 2 weke uitkom, wat jy glad nie met jou persoon tyd spandeer nie, wat gebeur? Wat gebeur met daai verhouding, wat gebeur met daai huwelik, wat gebeur met die koneksie wat julle twee met mekaar het? Hoe leer jy, ek meen in 'n huwelik leer jy elke dag jou persoon se hart weer van voor af leer ken. Ja, ek leer ken elke dag nuwe goed van my vrou, wanneer ons tyd spandeer, of al is dit net 'n gesprek, en ek weet 'n ou is besig, en dis waar die vyand, hy gebruik hy besig so baie, en julle kan relate met hierdie vanaand, maar dis ons verhouding met Christus, as ek nie intentioneel tyd spandeer met hom nie, om sy hart te leer verstaan en daai nabyheid te ervaar nie, dan gaan ek dit nie ken nie. Daai koneksie val weg. En dis nie dat hy nie die koneksie soek nie, dis ons wat daai skeiding bring. So nou probeer jy wegkruip van 'n God af vir wie jy nie kan wegkruip nie, en vir wie jy nie nodig het om weg te kruip nie, want soos ons sê, it's been dealt with. En dan, as ons oor hierdie konsep praat, dan besef ek dat wanneer Christus na ons kyk, is daar nie oordeel in sy oë nie. So, jy het hierdie goed, jy weet, ek sien die persoon, of ek het hierdie foute, of ek struggle met hierdie goed, en nou probeer jy nie 'n verhouding bou met Christus nie, want jy's nie wat nie. Jy's nie meer worthy van dit nie, of jy's nie goed genoeg nie, of hoe gaan hy nou, jy weet, 'n verdere verhouding met jou wil bou, en dan dink ek, wanneer hy na ons kyk, aangesig tot aangesig, dan is daar nie oordeel nie, daar is net liefde, daar is net genade. En hoekom het ons dit nie vir onsself nie? As Christus dit vir ons het, en as ons in hom is, en hy is in ons, hoekom het ons nie daai liefde en daai grace vir onsself nie? En ek praat met myself vanaand, ek's baie hard op myself soms. En wat gebeur wanneer ons in daai moment ingaan, as jy keer jouself van soveel goed, die vyand kry soveel eintlik mag oor jou lewe, met waarheid wat jy nie leef nie, wat Christus wil hê, ons moet uitleef. So, hierdie wese, hierdie lewende wese, wat die mens is, nooi my en jou uit om ons oë te rig op Christus. Hy nooi my en jou uit om Christus te sien, elke dag van jou lewe. Kom ons sê, wat ook al situasie jy in is, kom ons sê jy is in 'n baie moeilike situasie, iets gebeur, en as ons op 'n plek kan wees waar jy Christus se oë, in daai oomblik, jy sien Christus se aangesig, en jy kyk in sy oë, en jy kry daai rustigheid om te sê, wat nou, waartoe nou? Gee my daai leiding. En is Heilige Gees wat obviously ook deur dit werk, maar ek besef net dat as ek en jy in aanbidding kan staan elke Sondag, en jy kan jou oë met vrymoedigheid toemaak, en jy kan Christus se gesig sien. En ek meen,
daar's prentjies al van hoe dit lyk. Niemand van ons weet regtig nie, maar wat ook al jou prentjie is van hoe dit lyk en hoe Christus se gesig lyk. As jy in sy oë kan kyk in daai oomblik en jy kan net genoeg wees. Jy kan net weet jy's genoeg. Jy het 'n vryheid om te kan worship sonder om te worry dat jy moet probeer sagter sing want jy is nou vasgevang in hierdie goed en Christus gaan jou nie vergewe nie of there's no more condemnation. Dis wat die woord sê. En yes, ek besef vir myself baie goed vanaand besef ek. Maar as ek jou 'n vraagie kan vra, hoe lyk jou ware intimiteit met Christus? As jy nou daai moments wat jy het met hom, wanneer jy 'n sekere pathway volg, hulle praat ons van pathways. Het julle al ooit gehoor van pathways? Pathways is maniere van hoe jy die teenwoordigheid van die Here beter kan ervaar. So ek het 'n hele ding wat ek eintlik kan stuur vir van julle as julle dit soek. Van die mense, ek sal vir jou stuur. Okay. Van die mense is byvoorbeeld as jy in die natuur is. Wie van julle is so? As jy uit is in die natuur en jy is besig met 'n hike, jy sien die God se natuur skoon, dan beleef jy hom net op 'n heeltemal ander vlak as wanneer jy in 'n kamer sou sit. 'n Ander persoon sal in sy binnekamer daai ervaring sê. So daar's sekere pathways van hoe mense Christus meer naby ervaar, nie dat hy ooit ver weg was nie, natuurlik. So hoe sou jy sê is jou pathways en jou manier van Christus intiem beleef? Hoekom ek die tweede keer my hand opgesteek het, want ons 4 of 5 ander met pathways as wel, en ek sal hulle vir al 5 opsteek. Want soos wat die seisoene aangaan in mens lewe, verskil dit soms, of verander dit soms, of selfs, as daar kinders is, dit soms is daar nie stilte nie, ensovoorts. My verstaan van intimiteit is om die volheid van God te sien, en om myself ten volle te probeer sien, soos hy my sien, en daarop te reageer. En dit kan jy enige plek doen. En daar is seisoene, daar's tye van wat ek I just want to behold him. Ek wil net om groot maak, dat as ek in die natuur is en ek is oorweldig deur net sy skepingskrag of 'n sterk wind wat verbykom, of as jy na die see kyk of daar's die intieme oomblikke wat jy weet soos jy weet Jesus praat nou met jou. En dan sal tye wat jy in jou binnekamer gaan sit en wat net reël is, wat jy huil voor die Here, en wat jy beklei met die Here, en hy beklei nooit terug nie. Hy kom gee jou net die waarheid en die perspektief, en dan sal tye, dis nou 'n ding wat ek weet, baie min worshipleiers en ook so dat weet, is dat my intieme aanbidding baie min musiek is, want ek gaan in werksmode in. Ek luister na die ou se stem, of ek luister na die akkoorde, of ek kyk na die beligting, of ek kyk na die goed, en dan kan ek nie afskakel nie, dan begin ek dink, maar hoe kan ons hierdie beter doen, of hoekom het ons nog nie hierdie nie, of so die laaste seisoen, is dit glad nie musiek nie, dis met tye wat ek skilder, wat ek sê, Heilige Gees, come and reveal yourself just in a new way to me, of pottery, of dans is my intimiteit met die Here om te skryf. En ek wil jou uitdaag as jy in 'n tyd is waar daar fokus nodig is, of waar daar 'n klomp goed in jou kop maal, en jy is moeg, en jy wil regtig 'n intimiteit met hom, en dan, ek is in 'n seisoen van skryf, en dan sê ek, Heilige Gees, ek wil hoor wat U sê, Here, kom openbaar Uself aan my met waarheid, en meer as wat ek my verstand kan verstaan, vat die pen, en skryf net vir my. So wat ek wil sê is, dit lyk vir elke persoon anders. So vir my is dit, ja, dis, weet julle wat dit ook? Dis ook net, daai oomblik wat jy in 'n moeilike vergadering ingaan, daai stukkie intimiteit wat jy het en sê, Jesus, I don't know how to do this. Help. Of daai oomblik van frustrasie wat jy beleef, wat jy in verhoudinge, intieme verhoudinge het, gou in die badkamer. Dis wat die wonderlikste plek. Ek's ernstig. Om my oomblikke in jou elke dag lewe te vat en te sê, Here, I really need this 3 minutes from you. Here, ek wil net gou 'n intieme oomblik. Ek kort net 'n beter verstaan gou van die heiligheid, van die heerlikheid, van die teenwoordigheid, van U krag, van wie U is.
En dan kom hy en dan sê hy, want dit is sy hart is nie net tussen 5 en 6 in die oggend, of daai halfuur voor ons slaap nie. Dis verhouding elke sekonde van elke dag. Terwyl jy so gesels, dink ek aan, weer eens net om te sê, as jy voltyds in bediening werk, beteken dit nie jy is die enigste persoon wat vir die Here werk nie. Jy glorify die Here met jou aanbidding waar ook al jy is. Watter ook al posisie jy in is, het jy die voorreg om die glorie van God te leef en te wees. Maar ek besef, soos wat jy nou praat, besef ek tye wat ek gesit het en gesprekke met mense. Nou kyk, ek word nou volgende maand 30, ek voel is baie oud. Jy raak oud. Dus my lewe is baie naby en verby, maar terwyl ek nog 'n paar maande, wel 'n paar weke oor het, van nie oud wees nie, besef ek dat, ek weet nie alles nie. Jy weet, ek het my experiences al gehad in my lewe, en daar's sekere goeders wat ek 'n bietjie wysheid opgedoen het, met as jy jou kop gestamp het en jy leer daaruit, maar daar's moments in gesprekke, wat ons met hê met mense, wat jy nie altyd weet wat om te sê nie. En die intimate moments vir my met Christus is daai tye wanneer, ek wil sê when he shows up, nie dat hy nie daar was nie, maar wanneer jy in hierdie gesprek is en 'n persoon vra vir jou hierdie vraag en jy's kan of soos daai ding van Here, ek kort nou net u inspirasie, ek kort nou u woord. En dan in daai moment wanneer Heilige Gees in daai gesprek inkom en hy net die regte woorde in jou mond sit, dis nie jy wat praat nie. Dan beleef ek Christus, ek beleef hoe die Here nou my gebruik as 'n instrument om te inspire in hierdie persoon se lewe, sonder dat ek hoef te weet, of te wees, of alles te kan doen, of jy weet, hierdie persoon moet wees wat net amazing is, which Christus is dit vir ons. Ja. Ek word nou herinner aan een van ons leiers wat meer in die besigheidssektor is, en ek wil elkeen wat 'n besigheid het, of in die besigheidssektor is, wil ek wil jou vanaand uitdaag. Elke Sondag aand en elke oggend, dan gaan hy deur sy dagboek, tydens sy intieme tyd met Jesus, en dan vra hy, Here, set me up, want U is reeds daar, U staan buite tyd. So in sy intieme tyd, want ons kan so ons werksplek en ons kerkplek en ons intieme verhouding, kan ons so skei van mekaar, maar die Here wil verhouding hê die hele tyd, en dan wat hy dan doen is, dan vra Here, wys my Woensdag, dis Sondag aand, wys my waar dit gaan moeilik wees, Here, geef my so lank woord vir hierdie. Jesus, in die oomblikke, then he prays into, julle gaan 'n volgende week meer daaroor gesels, maar in sy intieme tyd, laat hy toe dat die Here hom om set up vir sy werksplek. Dis nie net 'n Jesus tiklysie, gee vir my hierdie, 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 dis ook 'n stil word en hoor, want dit is my een van die goed wat ons tydens ons intieme tye ook mis, om te and let him speak, because he actually knows. Ja. En min van ons doen dit. Ek dink, hoeveel keer daag ons maar net op, is net nog 'n dag, is net nog 'n week, is maar net nog 'n werksdag, ag nee, nee. Waar is die oggendmense, waar is die early bird mense? Eugene, ek weet, steek op jou hand. Jesus, maar is baie aan die kant van die stad. Ja, julle gaan my moet help hoor. So ek is 'n naguiltjie, is jy ook 'n vroegoggend enetjie? Ja, so ek is die een wat hier by 10:00, dan ontdooi ek eers, nê? Nee? Dan besef ek eers, jy weet, ek's wakker en sulke goeters. Dan is ek al wakker gewees, so opgestaan, maar dis nog nie wakker nie, nê? So ek is 'n aanduil. So vir my intimate moments by die Here is wanneer ek baie keer my vroukie nag sê en ek gaan sit, ek noem dit die creative hub plekkie. So ek het 'n plek waar ek myself uitleef. Is waar ek my musiekgoedjies doen, my leather crafting, ek like dit om kreatief te raak want ek ervaar die Here deur dit. So wie van julle dink dat ware rus is om niks te doen nie? Wel soms het ons dit nodig, maar om net te lê en niks te doen nie. Liefie, sak jou hand. Ek sien nie daar die hand nie. Is so om te lê en net absoluut niks te doen nie, glo ek nie is ware rus nie. Ware rus is wanneer ons dit doen wat ons recharge, dit wat jou opvul, dit wat jou passie is, dit wat jy geniet om te doen. En in daai moments ervaar jy Christus, want jy kry weer 'n sense of
fulfillment, né? Dit gee jou weer 'n bietjie hoop. So ek sal sit in die aand en dan ek het so MIDI controller en dan sit ek my oorfone op en dan sal ek net lekker speel en ek sal melodies skryf en ek sal die Here experience in daai manier. So ek wil jou die vraag vra. En jy moet nie nou antwoord nie, dink daaroor. Wat is jou manier van intimiteit met Christus? Wat is jou manier van hoe jy seker maak jy spandeer met hom tyd? Want soos jy sê, daar hoef nie set in stone, my kalender sê nou hierdie uur en dis nou as ek daai uur spandeer het, dan moet die Here nou maar happy wees, jy weet, dis nou genoeg. Hoekom is 'n uur genoeg om met die Here te spandeer? Wie van julle praat die hele dag deur met die Here, met die Heilige Gees, soos elke situasie, as hy ou voor jou inry, dit gebeur nie in Pretoria nie, en ek raak glad nie kwaad vir hulle nie, ek weet nie, ek het net 'n lief. Hy skoorsig is okay. Ek weet nie hoe kom my vrou so lag nie, maar ek is nie ongeduldig nie, ek sukkel net met geduld, okay? Is nie my identiteit nie, en is nie die waarheid oor my lewe nie, dis al wat ek wou sê. Die vrug van die Gees daarteenoor. Ja. Ek word nou herinner aan 'n dag, as ons praat oor die intimiteit, die konsep van dit. Wat is die beste manier, dink julle, om intimiteit te beskryf in die sin van daai connection feeling van face to face, daai oogkontak? Ek onthou die 4de Desember verlede jaar, is my dag dat ek en my vrou trou. En daar's 'n oomblik waar ek dink daar's nie 'n beter manier om intimiteit te beskryf as daai. Stop dit. As daai moment nie, daai oogkontak moment om te sê, hierdie dag beloof jy jou lewe aan 'n persoon. En ek dink is tyd dat ons lewe beloof aan Christus. Is tyd dat ons lewe opnuut oorgee aan Christus. Soos wat jy doen die dag wanneer jy vir 'n persoon met wie jy trou sê, ek offer my lewe op vir jou, soos Christus sy lewe opgeoffer het vir sy kerk, wat hy baie lief het. En dis wat hy sê, hê mekaar lief soos ek my kerk lief gehad het, soos ek my lewe neergelê het daarvoor. En ek onthou daai face-to-face oomblik, ons aan die einde van die troue toe als verby is hier so 3 of 4 mense wat nog oppak. En die DJ doen 'n goeie ding, een goeie ding die aand uit bietjie opgeskroe met van die res van die goed. Maar ons het hom lief want Jesus sê ek moet. Maar ons het hierdie oomblik waar hy weer vir ons 'n liedjie speel. En al die formaliteite is verby, al die moves wat jy moes onthou van die opening dance is verby. En is jy en jou persoon, is ek en sy. En ons het hierdie oomblik waar ons net oogkontak maak, julle, en dis daai tipe oogkontak waar daar's geen skaamte nie. Daar's niks wat jy wegsteek vir die persoon nie. Daar's niks wat jy probeer voorgee wat jy nie is nie. Dis 'n oomblik waar jy jouself is, waar sy haarself is, en waar jy net jou lewe vir mekaar gee. En daar's nie vir my 'n beter beskrywing as hierdie intimiteit met Christus wanneer ons aan aanbidding is nie. En as ek aan hierdie dink, dan sê ek jou, ek voel elke liewe keer wanneer ek kan bid, wanneer ek in worship is, of dit is wanneer ek die worship lei, of wanneer dit is wat ek in die gehoor staan, wat te min gebeur, en met hier kom lead, kan ek in die gehoor staan. Wil ek daai experience hê, soos wat ek daai dag beleef het. Ons het nie nodig om vooropgestelde idees te hê met Christus nie. As ek moet dink, ek en my man is nou 20 jaar saam. En ons nog sulke oomblikke, en hoeveel te meer met God. En hoe meer mens groei in dit, soos uit hy was so 'n bietjie oulik, hy het so lekker griep met 'n koorsblaar en alles, en hy staan nie kombuis doenig, en hy loop na die sitkamer toe, en ek sê vir hom, jy moet jou mes kry. Hy sê, hoe weet jy dit? Ek sê 20 jaar, ek het geweet jy gaan dit vergeet. Maar en hy voel nie lekker nie, obviously. Maar wat ek daardeur probeer sê is, dis ook 'n intentionele leer ken. En ek dink ons mis dit ook met intimiteit. We take it for granted, of ons wil die 3 jaar terug intieme verhouding wil ons reproduce op tye saam met Jesus. En dis 'n daaglikse groei, dis 'n daaglikse, maar ek's 20 jaar, ek weet, en dan kom die Here en hy sê, maar ek ken jou beter as wat jy jouself ken, en ek weet, die duiwel gaan kom lieg daaroor jou identiteit, wat nie in Christus is nie, en dan kom hy en dan sê hy, kom kyk gou vir my. Kom kyk gou vir my.
Kom ek gou sê wie jy is, want ek ken jou. Nie 20 jaar nie, ek ken jou. Ek het jou geskep. En in sulke oomblikke wat ek dan net weer en so oorweldig staan deur wie hy is. Daai wat hy vir my kyk en hy sê, ek sê vir jou wie hy is. Hierdie en hy kom bring perspektief. Want hy ken jou deur en deur, want hy het jou geskape. Die woord sê, is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Terug by die huwelik. Die Here stuur vir jou 'n persoon, 'n helper, iemand wat saam met jou die pad stap. Wat gebeur as ons in ons lewens goeie self doen? Ja. Wat gebeur wanneer ek goeie alleen doen of uit my eie krag uit doen? Ja. Julle, ek mors dit op. That's what I do. En vir wie is ons kwaad? You know? Ja. En dan dink ek, as die Here haar nie vir my gestuur het in my lewe nie, is nog soveel goed wat ek sal opmors. Admin, julle, ek het 'n juffrou getrou met 'n rede, want ek sê julle, ons admin is on point en is nie ek nie, maar mense dink ek is deel daarvan. So, nou weet julle almal. Ons is een en ons het een geword en dit is wat ons word met Christus, want hy kom help ons sodat ons nie alleen hoef te wees nie. Ons hoef nie die goeters alleen te fight nie. En dit is hoekom, wat gaan gebeur? Hoekom gaan ons wegkruip? Hoekom gaan ons probeer 'n skeiding sit tussen ons en God, wanneer ons dit alleen wil doen? Voor ons na die volgende punt toe gaan, ek beleef nie die Heilige Gees, so jy nou dit sê. Beleef ek is mense wat sê, ja, maar ek is nie getroud nie, ek is alleen. Ek wil vir jou sê, jy is nie alleen nie, dis 'n leuen. Dis 'n absolute leuen. Hy's meer as jou helper. Hy's jou asem. Hy's jou raadgewer. Daar's 'n gedeelte wat sê, he is your counselor. He is your vindicator. He is your advocate. Hy's jou vader. Psalm 37 sê, he's your refuge. He's your rock. He's your fortress. So moenie sit vanaand en sê, maar ek is alleen nie, jy's nie alleen nie. En kom bring ook daai alleenheid vanaand. En kom sit dit voor hom neer. Want hy vir jou wys wie jy in hom is. En wat hy oor jou lewe sê. Ek's erg op die pans, so, jy is nie alleen, dis alleen. Verstaan jy? Liesel het gesê, dis alleen. So onthou, dit is alleen, okay? Jy is nie alleen nie. It's a bad dad joke, maar mense sê ek moet begin regmaak vir kindertjies, maar ek wil net sê, ek is nog nie reg vir kindertjies nie, ek oefen net my dad jokes, so lank, so. Dis my snaakste een vir vanaand, en dis al wat julle kry, so. As ons praat oor die konsep van aangesig tot aangesig, Liesel, hoe sou jy sê het jou perspektief daarvan, van daai konsep verander oor die jare? Soos, as jy vanaand hier sit en jy is soekend na die Here, kom ons sê jy is nie al lank in 'n verhouding met die Here nie, dan gaan hierdie vir jou so, jy weet, dit gaan vir jou voel soos, wat sê die mense? Maar 'n mens se perspektief verander in geestelike volwassenheid. Hoe sê jy het dit vir jou gebeur, in die sin van, toe jy die Here net leer ken het, in die begin van jou journey met die Here, en jou geestelike volwassenheid tot nou? Ja, die Heilige Gees laat nudge my nou na 'n ander rigting, so voetjie daar gaan jy. Ek onthou jare terug, toe ek begin soek het na ek kom uit 'n baie konservatiewe, tradisionele kerk uit, en hoe ek Jesus net as 'n genie gebruik het. Jesus gee vir my hierdie, en dan genie, en dan verwag jy moet hierdie wonderwerke doen, en dan kom jy op 'n plek dat jy meer begin soek, en jy het nie regtig 'n intieme verhouding met hom nie. Jy weet van hom, maar jy dien hom nie. Jy weet van hom, maar jy leef nie in sy liefde en sy roeping vir jou lewe nie. En ek onthou, dit kom wys my net in terme van aanbidding nou, hoe dit verander het. Ek onthou toe ek die eerste keer in 'n meer charismatiese kerk in beweeg het, onthou ek vanuit 'n plek van totale onvolwasse verstaan van wie ek is en wie ek in hom is, en nog steeds soekende na hierdie intieme verhouding. Onthou ek het heel agter in die hoek gaan sit. I felt so unworthy dat ek gaan sit het in die hoek waar niemand my kon sien nie, en ek wou nie eers die liedjies sing nie.
En soos dit aangegaan het en hoe ek besef het, maar daai is nie die waarheid nie, en hoe ek meer in sy woord uitspandeer het, en hoe ek in belyning gekom het met sy waarheid, en wat hy oor my lewe gesê het, en in gehoorsaamheid ingetree het ek myself fisies, ek het nog nooit so raar gedink nie, fisies gekry hoe ek vorentoe beweeg in die stoele. Waar ek nou op 'n plek is, nou ek is 48 en ek sien skaam daaroor nie, hy is daar op 30, waar ek regtig nie omgee hoe dit lyk as ek kan bid nie. Ek gee nie om nie. En dit is niks met ouderdom te doen nie. Dis 'n vryheid wat die Here in jou kom inbou vanuit 'n plek van intimiteit, van 'n plek van dat ek weet wie ek is in hom. En ek is so spyt, ek het dit nie reeds ontdek 30 jaar terug nie, maar ek dink dan sou ek hier op gaan afgehop het soos 'n balletjie. Ek sou te veel energie gehad en dalk mense disturb het. My verstaan van face to face is Psalm 17 vers 15. And as for me, I will see your face in righteousness. And I will be totally satisfied when I awake in your likeness. Daar's vele vertalings van hierdie, maar dis nie net wanneer ek elke oggend wakker word nie. It's not an awakening of dit 8 uur of 10 uur is. Dis 'n awakening in the spirit. That I'm satisfied and saturated in the knowing that He is the righteousness and He's built it into me. Maar dit kom van 'n plek van surrender af. Dit is wat aangesig tot aangesig is. Hierdie Psalm is vir my een van die belangrikste Liesel, hoe moet ek sê, wat my laat verstaan wat intimiteit is. Dis wanneer ek in die gees wakker word en in die oggend fisies wakker word en in oomblikke wat ek totaal en al content is. Totaal en al tevrede is, totaal en al vreugde het, totaal en al oorweldig is op 'n goeie manier in hom. En met hom, maak nie saak waar ek is nie, maak nie saak wie wat sê nie, maak nie saak, dit is vir my aangesig tot aangesig. En ek sal dit vir niks verruil nie. Dit is my non-negotiable, dit is die mees belangrike ding in my lewe. En ja, ek sê vir elke persoon wat regtig verstaan van wil hê wat dit is om in Christus te loop en in jou roeping te loop, intimiteit is non-negotiable. Intimiteit is non-negotiable. Jou hele dag, jou hele wese, jou hele maand, elke manier hoe jy praat, word bepaal jou verhouding met Christus. Ek sal dit vir niks verruil nie, niks. Wow. Ek dink ons gaan onsself altyd in die agterste stoel plaas as ons op 'n plek is waar ons nie Christus leer ken nie, want dan gaan ons nie ons identiteit verstaan nie. Dis 100% hoekom, soos wat jy geestelik groei, die rede hoekom jy jouself daar plaas, is omdat jy glo dis wat jy werd is. So omdat jy glo dat jy nie meer werd is as dit nie, so jy gaan jouself altyd in 'n agterste ry plaas, want jy is nie meer werd nie, wat nie die waarheid is nie. En dit sê dat, was dit Rick wat dit geskryf het, maar dit is obviously, hoe meer ek hom leer ken, hoe meer leer ken ek myself. Dis 100% wat dit is, want jy leer ken jou identiteit, en as jy in jou identiteit leef, dan is jy bold. Ek meen, ek wil nie iets anders wees wat ek nie is nie, want dan gaan ek ongemaklik voel. Ek gaan uitvoel, ek gaan nie voel jy weet, mense gaan reg deur my sien, waar as ek myself is en ek leef in my identiteit van wie ek is, dan is jy bold. Jy het nie 'n probleem om in die voorste ry te sit nie, want jy glorify, verstaan, jy glorify die ewigheid wat jy gaan in leef. So, as ek jou kan vra, 'n spesifieke oomblik. Ek weet dis nou 'n baie wye vraag, en vir my, daar was baie moments, ek dink ons almal het dit al gehad, maar 'n spesifieke oomblik wat, as ek dit kan noem, 'n buitengewone experience, 'n buitengewone oomblik van waar jy die Here soos Christus aangesig tot aangesig ervaar het op so 'n manier dat dit jou, ek weet nie hoe om die vraag beter te vra nie. Ja. Sjoe, daar's baie. Ek dink een van die eerste mees
radikale manier hoe ek God totaal en al buitengewoon intiem ervaar het, was as toe ek met die Heilige Gees gedoop is. En terwyl in myself begin ek hierdie reuk ervaar. Nou ek is regtig, my nooi is in 'n hartjie, my ouma's in kaneel, ek connect mense in reuke. En ek sal jare terug het ek selfs klere geruik voor ek dit gekoop het. Goed. Dis regtig hoe een van my senses wat net, ja. As Liesel jou ruik, is nie weird nie. Sy en terwyl ek met die Heilige Gees gedoop word, kom Heilige Gees en hy kom sit in die aroma om my. En ek dink dis die salfolie, want ek was nog so jonk en immature in my verhouding met Jesus. En na die tyd gaan ek en ek sê ek wil net gou kan ek net gou kyk wat se botteltjie olie het julle, jy weet, en ek skryf die naam neer en ek maak maar ek sê nee, maar dis nie dit nie. En ek bel die maandag en ek vra, Here, julle kan julle net vir my sê, weet wat het julle nou in hierdie olie gegooi, want is definitief nie hierdie botteltjie nie. En twee van die leiers giggel so lekker en ek is selfs na twee van hierdie health shops toe, want ek soek hierdie reuk. Tot ek het op 'n stadium weer beleef het en obviously gegroei het en ek besef die Here is so real, so intiem met ons, dat dit wat vir ons belangrik is reuke en aroma, dat wanneer ek regtig intieme verhouding, dis supernatural, maar dan kom hy en dan kom gee hy selfs vir ons dit in 'n reuk. En jy kan dit nie reproduce nie, dit bestaan nie op hierdie planeet nie, maar dit bestaan. Dit bestaan vir elkeen van ons. Daar was 'n ander keer waar kom ek meer nou. Soos in Julie maand het ons as worship leiers almal bymekaar gekom en ons dan biddingsaand gehad en aan die einde van die aand moes ek fasiliteer en soos ek sê, dis korporatiewe aanbidding. So ek is besig om te fasiliteer, ek moet host, ek moet ek sê weet ek dra die mandaat van hierdie aand met al ons aanbiddingsleiers en mense begin hier voor ons net voor die Here neerval en hier begin mense in tale sing en hier het ek 'n oomblik aan die einde 'n intieme verhouding, 'n intieme oomblik met Jesus en ek loop af en dit manifesteer in 'n fisiese ding dat ek fisies nie kan staan nie. Die verhoog is baie hoër by Ferry Glen en laat ek fisies moet vashou aan die verhoog en fisies moet vashou aan die voorste tafel en ek beleef vir die oomblik wat soveel in die ouens bly agter staan en daar het die incredible goed gebeur deur die Heilige Gees en ons het net so beleef is in die seisoen, maar in dit is die Here besig om my te kom intiem bedien en ek beleef ek is op heilige grond. Dat ek daardie oomblik het wat ek sê, God, I'm not moving until you speak, en dat ek fisies nie kan regop staan nie, as gevolg van sy heerlikheid en sy teenwoordigheid. En dan net gaan die laaste baie stories, maar die laaste en ek dink ons tyd raak bietjie min. So 2-3 jaar terug het ek en my man deur 'n geweldige moeilike tyd gegaan en ek loop by ons kampus, sien lekker raak bietjie opgewonde, laat ek net eers weer mooi sit. Loop ek by ons Parkview kampus en dis hoekom ek nou gevra het oor die leeu, die autoriteit, en ons gaan regtig deur 'n moeilike tyd en nou moet ek hierdie konferensie doen en net voor 'n konferensie gewoonlik begin, dan loop ek en ek kyk al die vertrekke en ek kyk of alles in plek is en dan die RE check en die span kom kyk en nou so 'n oomblik wat ek nou al my skoene uitgeskop het want jy's nou al teen goed opgeklim en jy's nou al vol stof en jy en so en ek trap op hierdie stuk plastiek ding, maar ek is sommer onmiddellik geïrriteerd. Want die ding het nou net my voet baie seer gemaak en Here sê vir my kyk op die front en ek tel op en is hierdie klein plastiek leeuetjie. En daar kom openbaar die Here aan my in hierdie intieme oomblik deur hierdie plastiek leeuetjie. Ek het hom nou nog met my en in daai volgende 6 maande het ek hierdie intieme oomblikke hoe die Here vir my kom wys dat he is the Lion of Judah. He has the final authority, he has the victory. En nou as ek dink aan daai tyd, ek het hom nou, of as ek preek oor die verlede week sin wat autoriteit en dan bring ek hierdie leeuetjie saam, want ons vergeet dat ons as gevolg van ons identiteit en verhouding, intimiteit, het ons autoriteit.
Ja, so daar's die 3 wat ek nou net so vinnig sal deel, wat die Here net kom en dan kom op elke aspek van ons lewens kom net en hy kom verras jou met hierdie intieme oomblikke en hoekom ek dit nou kan deel, ek het dit vir 6 maande nie eers my man gedeel nie, want dit was intiem, dit was tussen my en die Here, dit was nie vir iemand anders, en nou kan ek die victory en die rouheid daarvan, en dit was deel van my gesond word in dit, en hy kom gee 'n plastic toy, wat soos 'n leeuetjie lyk, kom sê hy, kom dra hierdie saam met jou, elke dag. It's amazing, hoe die Here goed kom wys in so 'n manier. Dis jammer dat die tyd so vinnig loop, julle. Ek weet, van julle wou al seker huis toe gaan, maar daar's soveel goed op ons hart, en ek dink dit is so groot topic om in 'n aand in te druk, maar ek wil graag 'n vers lees, as jy hierdie graag wou neerskryf. Ek dink hierdie is 'n basiese samevatting van vanaand, voordat ons in 'n expression moment kan ingaan, waar ons jou wil uitdaag om 'n belewenis te hê met Christus. En hierdie skrifvers is, ek gaan dit in Engels lees, Amplified, ek is 'n Amplified baba, ek love die Amplified. 2 Corinthians 3:18 say, and we all with unveiled face, continually seeing as in a mirror the glory of the Lord, are progressively being transformed into his image from one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Wat sê hierdie vers vir jou? Hierdie vers sê vir jou dat jy wat vanaand hier sit, is die glorie van God. Dis hoekom jy so gegroet word. En ons sien nie onsself so nie. Ons sit in die agterste ry. Jy weet, ons staan nie op vir die Here wanneer ons weet ons moet nie. Ons is nie bold genoeg om te sê ek is die glorie van God. Dit is wat die Here in my gesit het. En ek dink ultimately vanaand, as ons praat oor die konsep van unveiling, as ek met jou sou praat vanaand, en as ek met Liesel sou praat, en ek verbreek die heeltyd oogkontak, die heeltyd, ons is nie face to face nie, wat gebeur? Ek breek 'n konneksie, ons 'n konneksie wat gebreek word, so as ek 'n veil het, as ek iets wegsteek, as jy iets wegsteek vir jou partner, dan sit jy 'n veil tussen jou en daai persoon, jy maak 'n skeiding tussen jou en daai persoon, en ek dink ons gaan nooit ooit weet wat ware aanbidding is, as ons nie unveil nie. As ons met daai veil op ons gesig loop van not good enough, van alle die goeters wat ons oor onsself spreek, en ek dink vanaand is my hart vanaand is om julle te challenge om waarheid oor jouself te spreek, om waarheid oor jouself te spreek van wie jy is, dat jy kan weet, jy's amazing, jy's ongelooflik, die Here is so lief vir jou. En miskien sit van ons hier vanaand en ons sit 'n prentjie voor van wie ons nie is nie, want jy wil net so graag hê iemand moet jou lief hê. Jy wil net so graag accepted voel. Ons almal was al op daai plek, hoërskool. Ons almal was al daar. En iewers het ons nodig om te loop in ons autoriteit van wie ons is. En ja, ek het 'n spesiale lied wat al ruk in my hart is, en ek het eintlik vir Liesel gevra om saam met te sing, en dit het sy gesê, Roan, dit is een van daai songs wat sy dink ek self alleen moet doen. So ek wil jou vra om vir 'n oomblik na die woorde te luister en dit jou waarheid te maak. Ja, ek dink as ons vanaand kan kom op 'n plek waar ons kan unveil en kan wees wie ons is, en jouself kan wees vir 'n oomblik, sal dit die kern wees van wat ek vanaand wil bereik. Terwyl Roan gou net set op, wil ek vir jou vra om jou oë toe te maak. En ek wil vir jou vra om vir 'n oomblik net vir Jesus te sien. En te beleef hoe hy nader aan jou loop, en waar jy amper sy neus kan voel teen joune. God almagtig staan voor jou en hy sê, ek wil met jou 'n verhouding hê. Ek wil elke dag saam met jou asemhaal. Ek wil elke dag wil ek hierdie oomblikke hê waar ek saam met jou loop, waar ek saam met jou beweeg, waar ek saam met jou leef, maar kyk vir my. Kyk vir my, kyk vir my. Kyk vir my. En sien my vir wie ek is, en sien wie jy is, hoe ek
jou sien. En laat die Heilige Gees jou net in hierdie oomblik bedien, dat hy met jou praat. Diepste verlangen is om glorie aan U te bring. Ek lê myself neer om U te verheerlik vir alles wat U is. Van aangesig tot aangesig, met my hart op en aanbid, met my op U gerig. Van aangesig tot aangesig, ek leef binne U oorwin. U herinner my weer wie ek is. Wie ek is. En op my knie ten volle oorgegee, van my siel die majesteit besit. My angs en vrees gekanseleer, want U is die groot ek is. Van aangesig tot aangesig, met my hart op en aanbid, met my op U gerig. Van aangesig tot aangesig, ek leef binne U oorwin. U herinner my weer wie ek is. Wie ek is. Wie ek is. Wie ek is. Van aangesig tot aangesig, met my hart op en aanbid, met my op U gerig. Van aangesig tot aangesig, ek leef binne U oorwinning. U herinner my weer wie ek is. Dis wie ek is. Dis wie ek is. Dis wie ek is. Dis bly net in hierdie oomblik. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik daai prentjie skets in jou gedagtes. Daai prentjie wat ons gepraat het van as jy vir jouself so vrou Christus sou lyk, hoe jy nou in sy oë kyk. En hoe jy alles waar jy skaam voel en alles wat jou laat voel jy is onvergenoegd, jy is nie wat Christus wil hê jy moet wees nie, jy is nie genoeg nie. Al daai seer, al daai skaamte, wil ek jy moet kom neersit vanaand, en ek wil jy met jouself kom wees, en ek wil jy
in jou ware identiteit intree in hierdie oomblik. In jou autoriteit van Christus binne in jou. En sien net vir 'n oomblik Christus se oë wat na jou kyk. Hy het 'n liefdevolle plek. Geen oordeel nie, net genade, net liefde. Wat vir jou sê, my kind, ek is lief vir jou. En jy is amazing. Jy is duur gekoop, ek het my lewe neergelê vir jou. Kom ons kyk in die oë van Christus wat vir ons lief is vanaand. En hy jouself lief vir 'n oomblik. Van aangesig tot aangesig, met my hart oop in aanbidding, met my oop U gerig, van aangesig tot aangesig, ek leef binne U oorwinning, U herinner my weer wie ek is. Dis wie ek is. Ek weet wie ek is. Dis wie ek is. Ons gaan vanaand 'n uitbeelding doen. En ek dink dit is so gepas op dit wat jy nou ervaar het. En ek hoop dat jy in hierdie oomblik kon jouself op 'n plek kry waar jy vergeet van alles anders wat jou aandag nou aftrek en waar jy Christus kon beleef in jou gedagtes. En wat ek wil hê jy moet doen is, jy kan sien daar is so 'n spieël en daar is 2 bakke. Nou wat binne in daai bakke is I am statements. En dit is nie net 'n papiertjie met 'n boodskap hierop nie. Wat daai is daai is Christus se waarheid oor jou. Daai is wie Christus sê jy is. En vir van ons is dit dalk net, ek gaan nou net in die spieël kyk en ek gaan dit net afhandel, maar vir van ons is dit nog 'n pretty moeilike ding om in 'n spieël te kyk. Want van ons is nie lief vir onsself nie. En wanneer jy vanaand in daai spieël kyk, wil ek jou vra om 'n verklaring te maak vir daai spieël. Ek wil jou vra om daai papiertjie wat jy vat, watter ook al een dit mag wees, vertrou ek dat dit profeties is vir jou vanaand en dat dit bedoel is vir jou vanaand. En dat Christus vir jou iets gaan kom sê deur dit wat jy daar lees. Jy gaan voor daai spieël gaan staan en wat jy sal sien bo die spieël sê dit I am the glory of God. Want dis heel eerste jou waarheid. Jou heel eerste waarheid voordat jy enige ander I am statement gaan lees en verklaar is, jy is die glorie van God. En as jy dit klaar gedoen het, gaan jy daai I am statement vat en jy gaan hom hardop lees vir jouself. En jy gaan na jouself kyk van aangesig tot aangesig. Jy gaan met jouself oogkontak maak, want jy maak oogkontak met Christus in daai oomblik, as 'n uitbeelding. So, ons gaan 'n oomblik skep waar jy jou tyd kan spandeer voor daai spieël. En as jy nodig het om goedjies neer te lê, as jy nodig het om goeders te laat gaan, is daai die plek. Om te sê, vanaf vanaand kies ek nie meer om in 'n leuen te leef nie, ek kies om in my waarheid te leef van wie Christus sê ek is. So kom ons vat 'n oomblik en ons kan wel daar's 2 bakke, so jy kan jou I am statement gaan haal, en ons kan beurte maak, sodat ons voor die spieël gaan staan.